Dit is vir ons 'n baie groot voorreg om vanaand met jou 'n onderhoud te doen. En dit gaan oor jou nuwe liedjie, Ek sal as jy sal, wat vandag vrygestel is. Wil jy vir ons vertel wat het die boodskap en tema van Ek sal as jy sal geïnspireer? En is daar 'n persoonlike storie of 'n ervaring agter die liedjie? Absoluut. Kyk, alles wat ek skryf, ek sê altyd my liedjies is soos my diary. Alles wat ek skryf is regtig, my pa het altyd gesê, as jy nie weet waar om te skryf, jy skryf vir iets wat vir jou saak maak en jy sal sien baie mense stem met jou saam. En hierdie liedjie vir my het regtig eintlik gegaan, en kyk, ek het nou so 'n wonderlike journey eintlik deurgegaan, waar ek my babietjie gehad het en my mental health journey deur begin gaan en ons het chocolate sigarette uitgebring en ek het dinge so stadiger gevat en ek dink met hierdie liedjie het ek regtig net ook weer gekyk na hoe maklik dit eintlik kan wees vir ons om weer verlief te raak op verskillende weergawes van onsself en mekaar en ons vriende en en ons partners. Ek dink dit is so maklik vir mense deesdae, ons opsies is so oop met sosiale media om te gaan waar ook al jy wil gaan, of soos dit vir jou voel, dat ons nie meer wil werk vir verhoudings nie. En ek dink die liedjie is dit vir my belangrik, like, ek sal werk en ek sal weer verlief raak op die volgende weergawe van jou as jy dit ook sal doen vir my. Ja. En hoe het jy aan die titel Ek sal as jy sal gekom? En wat beteken daai titel vir jou? Ek het actually eendag net so, ek sit partykeer terwyl ek skoonmaak en dink ek altyd aan liedjies en dan sal ek so nou en dan buite gaan sit en so gereetjie rook, ek doen sulke goedjies en dan en die lyn het maar net by my opgekom. Ek dink is iets wat ons almal van kleins af al gehoor het. Jy weet, is iets wat ons mekaar sê as vriende. Waar ek vandag met Pretoria FM met ons deur die waterfonteine gehardloop. Ek het gesien hoe lê jy in die water. En dit was absoluut heerlik en ek dink ons verloor so vinnig as groot mense daai spontaniteit, is dit die woord? Spontaniteit en almost waar mens net so bietjie oorgee en gaan, weet jy wat, dis nie so ergie. Ek sal 'n bietjie van hê as jy dit saam met my sal doen. Kom ons gaan saam in die ding in. En wat het die idee van die liedjie se lirieke, wat het dit laat ontstaan? Kyk, ek is mos in 'n baie gelukkige verhouding, né? Ek het 'n ongelooflike man en ons is al baie dinge saam deur. En weet jy wat, almal sê nou al seker, ja, Christia's pep met die nommer 7, miskien is ek 'n bietjie, maar daar's baie redes hoekom 7 vir my baie belangrik is. Dit staan vir volmaaktheid. Jy eet 7 sakke sout op saam met jou partner, jy drink 17 shots, you know, daar's so baie dinge en hierdie liedjie het ek regtig baie gespeel met die idee dat ons vat daai 7 sakke sout en ons brand die stad af en ons plant nuwe willeblomme wat ons blomme is en ons kyk hoe dit groei. So ek speel baie met die idee van dat ons apart groei, maar ons groei ook saam. Dis basically the gist of it. Okay, en wat hoop jy neem die luisteraars weg van die liedjie en hoe hoop jy dat dit by hulle sal aanklank vind? Man, ek hoop dat mense 'n bietjie sal dink oor die liefde en sal besef dat die liefde is die moeite werd om vir te beklei en dis nie altyd maklik nie. En partykeer moet jy stede afbrand en nuwe wille wortels plant en maar dis die moeite werd en dit gaan nie altyd maklik wees nie. Jy kort altyd die lig en die donker. Ek meen, ek kyk na my en my man selfs. Ons het al groot fights gehad en ons sal nog baie groot fights hê en ek sal bekommerd raak die dag wat ons nie fights het nie, want dit beteken ons beklei nie meer vir ons nie. Ons is twee totaal verskillende mense en ons behoort nie eintlik saam te werk nie, maar ons doen, want ons verstaan mekaar en daar's niemand wat ek liewer het as vir hom nie. So vir my luisteraars, ek hoop net dat hulle sal verby die Instagram models kyk, as ek dit so kan stel, en regtig fokus op 'n verhouding. Ja. 'n Verhouding is soos 2 rowwe diamante, wat die hele tyd skuur teen mekaar en dit vorm nader aan daai plekkie waar hy moet lê. Ja, want die realiteit is ook, ek sou nooit op my mental health journey gegaan het, as dit nie was vir my man wat daar was om my te ondersteun deur dit nie, en selfde van my kant af vir hom. En ek dink is baie mooi dat 'n mens mekaar in jou geheel met al jou stukkend plekke en imperfections kan aanvaar en lief hê. Ja. Onvoorwaardelik.
onvoorwaardelik. En kan jy vir ons deur die kreatiewe proses agter die liedjie lei, hoe jy saamgewerk het met die vervaardigers en vir ons Ja, net dit 'n absoluut. bietjie, Kijk, ja. my proses is altyd verskillend. Maar generally kom ek op met 'n nice idee, soos ek sal as jy sal of 17 shots of myself te vind of wat ook al dit mag wees. En dan ek het idees van die tipe rigting of die tipe gevoel wat die musiek vir my wil skep. Ons gaan sit dan in 'n workshop saam. Ons workshop 'n melody, daar's baie mense wat baie beter is met daai goed as wat ek is. Maar ons sit saam en ek kan gaan, okay, cool, ek like daai, ek hou nie van daai nie. En dan vind ons 'n melody wat ons voel ook mense by gaan aanklank vind en wat lekker by die tema werk. En van daar af gaan ek huis toe en ek gaan skryf my liewe hartjie uit vir die volgende week. En vind die regte woorde, want dis vir my altyd die lekker van 'n liedjie skryf is dat ja, jy moet amper 'n movie in 'n paar lines indruk. Jy het net soveel tyd om 'n storie te vertel. Dis 'n baie nice challenge. En jy wil 'n gevoel create. Ek dink altyd mense luister nie net musiek om musiek te luister nie. Daar's soveel musiek wat jou hoendervleis gee of wat jou aan iets laat dink of wat net 'n gevoel in jou create. Ek meen disco create heeltemal iets anders as wat opera of iets soos Evanescence ooit vir jou gaan create, you know. En ek dink daar's soveel van daai en ons plek vir ons almal daar buite, you know. So ja, van daar af gaan ons net in ons create 'n sound wat 'n Christia vibe is. Ek sê altyd, as 'n mens happy is, dan geniet jy die musiek. Maar as jy sad is, dan waardeer jy die lirieke. Dan verstaan jy, ja, exactly, dan verstaan jy die musiek. Absoluut, absoluut. En Christel, hoe verskil hierdie liedjie van jou vorige werk en watter nuwe rigting of style verken jy? Kyk, dis altyd 'n interessante vraag van die ding van Christia is ek weet so min soos julle. Ek weet nooit wat my volgende stap gaan wees nie. Ek laat my intuïsie en my gevoel my baie lei. So my liedjies is almal verskillend net omdat ek in verskillende fases van my lewe is. Hierdie een vir my is definitief ek is op 'n baie healthy, happy place in my life. I want to share that with the world, you know. Okay. So ja, ek dink wat styl aanbetref, hy definitief 'n bietjie van 'n 17 shots rock element aan, my definitief 'n lekker pop vibe ook wat ek love. I mean pop, it's popular man, let's go for it. It's lekker. Maar dit het definitief ook Christia Visser diep lirieke en daar is baie secret meanings wat mense kan gaan vind as hulle regtig graag wil. Ek gaan nie alles vir mense uitstel nie. Almal moet hulle eie references vind en connect met die liedjies as hulle wil. Maar ja, daar's baie diepte in die sang en ek dink ons het dit baie goed reg gekry om kontemporêre tipe populêre styl met 'n Christia hart en brein te mix. Ek dink ons het 'n lekker vibe gekry. Ek wil net sê ons het die link vir ek sal as jy sal in ons bio wat vir julle sal vat na Christia Visser se liedjie. Gaan luister dit. Julle gaan voel julle voete gaan sommer self begin beweeg, dan weet julle dit is 'n hit wat kom. Awesome, dankie. Christia, wat was die reaksie van die luisteraars tot dusver? Ek weet dit was nou vandag net eers vrygestel. Hoorie, tot dusver nog so ongelooflik positief. Ek is so dankbaar. Ek kry boodskappe van oral af. Ek het nog nie een negatiewe comment gekry nie. Ek is seker hulle sal kom en dis ook okay. Almal hoef nie daarvan te hou nie. Ek hou nie van alles nie. Maar ek moet sê dit was nogal lekker om op die eerste dag regtig net baie positiewe lekker terugvoer te kry. Jy het 'n baie suksesvolle loopbaan in beide musiek en toneelspel. Hoe balanseer jy hierdie twee passies van jou? Dis moeilik, maar ek dink die belangrike ding vir my is om die twee heeltemal apart te hou. Ek is 'n aktrise en ek is 'n sangeres. Ek's nie 'n aktrise wat sing nie en ek's nie 'n sangeres wat act nie. En dan die ander ding wat baie belangrik is om dit te kan balanseer is natuurlik 'n ongelooflike support system. En ek wil net vir mense ook sê dit hoef nie familie te wees nie. Dit hoef nie. Jy kan 'n vriendelike support system ook vir jouself opstel, maar maak seker jy het 'n support system want nie een van ons behoort deur die lewe te gaan alleen nie. En jy het 'n sterk span agter jou. Absoluut, ja. Jy het 'n baie sterk span agter jou. En wat het jou na die vermaaklikheidsbedryf aangetrek en wat was tot dusver jou hoogtepunt?
Man, ek is van kleins af al baie lief. Daar's niks anders wat ek ooit kan onthou wat ek wou doen behalwe entertain nie. Ek wou sing vandat my ma sê ek het gesing voor ek gepraat het. Ek skryf al liedjies van ek 7 jaar oud is. Ek onthou hoe ek as 4-jarige dogtertjie Barbie scenes uitgeact het in my agterjaar. So vir my was daar regtig, ons baie mense wat gesê het, wees versigtig, jy gaan dit dalk nooit maak nie, dit en dat, maar vir my was daar regtig nooit 'n ander opsie nie. Dit was wat ek wou doen en ek het besluit daarop en ek het geweet dit gaan werk, het moet werk. En ek is baie dankbaar dat dit het en ek meen 'n mens werk hard daarvoor. So dis maar, ek weet nie, wat my getrek het, ek dink is emosie, the human existence, die idee dat ons almal so dieselfde is en tog so verskillend. Daar's vir my absolute magic in die chaos wat die universe is. En ons is almal 'n universe in onsself ook en ek kan vir ure en ure oor praat en dit is seker hoekom ek 'n sielkundige sien. Maar ja, dit is wat my aangetrek het na die vermaaklikheidsbrou. Skiet, wat was die tweede vraag gewees? Nee, net wat was jou hoogtepunt op jou reis tot dusver? Ek het al baie hoogtepunte gehad. Jy sien, dis 'n baie moeilike een, maar ek dink vir my daar's baie hoogtepunte wat ek kan uitlig, maar 'n persoonlike hoogtepunt in my beroep vir my was absoluut die filmtes. Dit het my as persoon ongelooflik baie laat groei en my as aktrise. Ek meen, ek dink enige aktrise droom vir so 'n rol. Ek het hom op 'n baie jong ouderdom gekry en dit het my net persoonlik baie lesse geleer. Maar ook dan op 'n persoonlike vlak, ek meen definitief my baba. En het jy enige raad vir opkomende kunstenaars wat in jou voetspore wil volg eendag? Yes. My raad is eintlik altyd baie eenvoudig. Dit is raad wat my pa my gegee het en ek leef nou nog daarbey. Jy het klare nee. So maak nie saak wat jy doen nie. Jou kans is beter as wat dit op die oomblik is. So gaan uit, gaan sing, gaan uit, gaan act, gaan skryf, gaan speel vir iemand. En hou baie wat ander mense dink, want jy het letterlik al klaar en al wat hulle kan sê is ja. Dit is waar, né? Dit is regtig, dit is waar. Ja. Christian, hoe sien jy dat jou musiek en toneel 'n loopbaan in die toekoms ontwikkel? Dis 'n interessante vraag en ek gaan baie eerlik wees as ek sê, kyk, ek het ADHD, OCD, trichotillomania, ek het baie dinge. So om vir my te vra om in die toekoms in te dink is eintlik 'n bietjie gevaarlik. So om eerlik te wees en dis so ek generally my lewe ook leef is, ek het planne vir my geluk, maar ek het nie spesifieke planne vir waarheen ek op pad is nie. Ek laat my intuïsie my lei en ek weet nie, soos hulle sê, waar die wind my waai. Ek glo dat die regte goed op 'n mens se pad sal kom, solank jy altyd gereed is daarvoor en solank jy hard werk. Ja. En dan sal die regte goed op my pad kom. Die goed wat nie op my pad kom nie, was nie vir my bedoel nie. En ons 'n plek in die son vir ons almal. So op hierdie stadium, al wat ek regtig wil doen is ek wil aanhou act, ek wil aanhou speel, ek wil aanhou skryf, ek wil aanhou sing, ek wil aanhou ma wees en games speel en fun hê en mense ontmoet en connect. Dis awesome. En ek en jy gaan nou gou 2 games speel. Okay, deal. Ek love games. Die game wat ons gaan speel is Voltooi die Lirieke. O, krisis. Ek het nou net vir jou gesê ek het ADHD. Ek weet dit is moeilik, want as jy dit nie sing nie, dan kom die woorde nie so maklik nie. Ja. Ek gaan vir jou 'n stukkie van 'n liriek gee, dan moet jy dit vir my voltooi. Okay, dis 'n fun game. Dis great. Ek is nervous. Okay, maar ek gaan nog 'n slukkie. Nee, jy hoef glad nie te wees nie. Okay, ek gaan vir jou ene gee. 'n Huis is 'n plek. Waar jou siel kan bedaar. 'n Huis. Ja, en dit kom uit die liedjie die deur uit. Ja, ek wou net sê dis myne daai. I know that one. Vir die blomme. Hermes mag nie help nie, Hermes, ek watch jou. Vir die blomme wat sal doodgaan as ek pluk. 17 shots. Dis reg. Jy sal my 30 seconds en ek staan regop en skree vir jou. Ja. Ek wys net dat ek nie help nie. Ek watch jou.
Wat is jou nommer? Dis simpel, maar ek mag wonder. Jy doen baie goed. En Dankie. dit kom uit jou liedjie uit. Ek sal as jy sal. Yes, wat vandag uit is. Yay. Dis reg. Jy doen That's so bitter much goed, hoor. fun. Dis 'n baie cool game. Jy doen bitter goed. Dankie. En die volgende enetjie is so sag soos So sag soos dis Kaapse blou, so sag soos die merlou, soos die sagste merlou, so sag soos Ek mag jou. so groen soos so groen soos so sag soos so sag soos soet soos 'n merlou, so sag soos Merlou. is dit nie so soet soos merlou nie? Ja. Maar so Die sag sagste soos Die sagste merlou. nee, dis ek weet nie. Ag, Dan gaan jy's Wat? jy's amper reg. Dis ja, is my kans. Sag soos die soetste. Merlou. Ja. Ja. So sag soos die soetste merlou. Ons was die soet merlou, nie die sag merlou. So sag soos die soetste merlou. As hy. En dit kom uit Blou. Kaapse blou uit. Eers Kaapse blou. Wat Soet merlou. Net is merlou. Die volgende ene, onthou jy nog wie? Onthou jy nog wie? Luister. Hermes, ek hoor jou. Onthou jy nog wie? Onthou jy nog nee, maar dis onthou jy nog Hollywood? Onthou jy nog Dis handgranaat. Is ek reg? Dis handgranaat. Ja. En die vraag is die stukkie is onthou jy nog? Ja. So die eerste verse begin met ek kan nie meer onthou. Die tweede verse begin met onthou jy nog wie ons was na Hollywood. Jy's awesome. Jy het baie goed gedoen. Ek Dankie. moet vir jou sê, wag. Ek moet vir jou sê, daar is kunstenaars wat hulle eie liedjies nie ken nie. Kyk, ek Hulle moet my net sê, is dit my liedjie? ek moet bieg dat dit help as 'n mens die lirieke self geskryf het en dit beteken vir jou iets want dit sit mos nou ergens in, you know. So ek moet bietjie vir hulle opkom as dit Ja. ander liedjies was of ander kunstenaars se liedjies. I don't know if I would have done so. Maar dit is moeiliker om dit te sê as om dit te sing. Absoluut. Ons gaan nog 'n klink liedjie anders speel. ook. Ja. Ons gaan nog 'n liedjie speel. Ek dink jy gaan dit ook like. Die liedjie. Okay, cool. Ek nog 'n game speel. Ja. Okay, hierdie ene werk so. Ek gaan vir jou van jou liedjies gee. Jy gaan hulle vir my beoordeel. Okay. Van 1 tot 5. Okay. 1 jou mees gunsteling 1 Okay. en 5 jou minder gunsteling 1. Hmm. Die kinkel wat daar is. Ek gee vir jou die eerste liedjie. Jy weet nie wat kom nie en jy mag nie dit omruil nie. Maar al my liedjies is spesiaal vir my. Okay, kom ons gaan. Luister. Okay. Die eerste een is 17 shots. Twee. 2, okay. Ek skryf dit net neer want ek hou boek van dit als. Ek gaan ook vergeet. Die tweede liedjie is stukkie vir stukkie. 3. Okay. All I want to do is make love to you. 5. Okay. Die my song jy tel. Joke. Ek is net 'n mens. 4. 4. Die volgende is 1. Ja. Okay, en jy het nou een oopgelos, so die volgende een moet 1 wees. Wat dink jy is die volgende een? Ek sal as jy sal. Nee. Oh, damn it. Dis Kaapse blou. I'll take it.
Christia, jy het verskriklik goed gedoen. Dankie. Ek het nog net so 'n paar vragies wat ek vir jou wil vra. Absoluut. Ons het vir jou ook beter leer ken. Ek het vlugtig vir jou gesien by Krone by Loftus 2023. Net so nie verbygaan, ek het as jy klaar is of ek 'n interview met jou kan doen. Maar die tyd, ek weet julle was so gestres en gespanne Mens hardloop so en dit was rond, amper tyd vir julle om op te gaan. Maar vertel gou vir ons, hoe het jy daai adrenalien en daai energie van die staat van die Krone ondervind? Man, kyk, hier's die ding. Ek dink as jy 'n klein dogtertjie is en jy droom van om 'n sangeres te wees, byvoorbeeld, dan droom jy in jou kamer elke liewe middag voor jy speel dat jy voor 'n stadion perform. Nie 'n skoolsaal nie, dis 'n stadion. Dis baie mense. So ek het 'n vreemde ding beleef waar ek gewoonlik verskriklike stage fright kry want ek het baie anxiety en so. Toe ek op daai stage uitgestap het, I felt at home. Ek dink dis soos daai wat jy weet as jy iemand in die oë kan kyk, raak jy amper banger. Nou sou jy die skare mense en ek kan nie eintlik, ek het nie tyd of energie om persoonlik te gaan dink wat elkeen van hulle van my dink nie. We're just all having a really great time together. En ja, dit was baie spesiaal. Absolutely a dream come true, ja. En Christia, sê vir my, as jy op 'n verhoog staan en jy gee jou beste en jy het hierdie belangelose gehoor voor jou, hoe sit jy 'n bietjie lewe in hulle in? Ek order shots. Dis 'n goeie een. Nee, dis vir my eintlik vreeslik eenvoudig. Jy het daai kaartjie gekoop. En as much as it's my job to entertain, it's also my job to perform as Christia Visser. So ek is net myself. Ek het nie 'n issue om met mense te gesels nie. Ek praat met my klankmense van die stage af. Ek praat met die audience en ek vertel hier en daar 'n grappie, nie omdat ek dink is snaaks nie, want ek dink glad nie ek snaaks nie, maar vir een of ander rede is ek partykeer 'n bietjie snaaks en I just have fun. Ek dink die groot geheim is en wat kunstenaars ook vergeet is jy staan op daai stage omdat jy dit geniet. En as jy dit geniet, kan almal dit saam met jou geniet. Niemand gee om as jy 'n nootjie mis nie. Ons almal mis 'n nootjie hier en daar. Ja. Maar doen jy dit met absolute passie en oorgawe en joy, dan geniet almal dit saam met jou. So vir my is dit definitief my eerste keer wat ek voor 'n groot audience uitgestap het was, eerste keer na skool wat ek voor enige audience uitgestap het was 'n Krone, op 'n Krone verhoog. En ek het geweet ek gaan of op my gesig val of ek gaan 'n wonderlike show gee, but either way I'm going to give it my all. Either way, I will get up and I will keep going and it's going to be fine. En it always is. Ek het al gevind, al verloor ek my lirieke op stage, al, jy weet, mense is daar om te help. Mense is nie eintlik so mean soos ons dink hulle is nie. Nee. En sê gou vir my geluk. Wat beteken geluk vir jou? Oh, I love that question. Ek dink is 'n baie moeilike ding want ek het nou die dag 'n ding geskryf ook oor hoe mens nooit eintlik volkome geluk kan experience as human beings nie. We can't. If we could, then this wouldn't be the last destination. This wouldn't be a middle destination, would it? En die realiteit van geluk is dat jy kan nie geluk hê sonder ongeluk nie. Maar wat ek voel vir my baie geluk bring, en wat definitief die human being se most intense need is konneksie. Ek wil weet, ek het soos met my man en my kind, like, if no one else gets it, we do, you know? En almal hoef, no, not everyone needs to get you, but have a circle of people that you trust and that you love and you can really be your authentic self with. Soos met Hendrik, wat ek net kan chocolate eet en chips eet en it, you know, and I feel great about it. Waar jy net jouself kan wees. I think happiness lies in those small moments. Ek dink baie deesdae daaraan dat as 'n kind het ek gedink ek moet verskriklik suksesvol wees om geluk te kan hê. En ek het, soos ek ouer geraak het, besef sukses is relatief.
En vir my op hierdie stadium, die feit dat ek my baba en my man het en ek het hierdie ongelooflike ondersteuningsraamwerk, is vir my 'n groter sukses as enige award wat iemand in my hand kan druk. You know? En as jy nou 'n handelsmerk kon wees, Ha. wat sou jou, kyk Christia Visser is 'n handelsmerk, maar wat sal jou slogan wees? Ek het so baie en nou kan ek nie aan een dinkie. Ek het eintlik regtig baie. Ek het nou die dag aan 'n klomp gedink. Help my hier, Hendrik, wat sê ek baie? Wat sê ek baie? Hendrik sê ek sê baie dom mense maak my kwaad. Nee, maar ek dink as ek dink as ek 'n slogan kon hê, sou dit wees dat be weird. Just be weird. It's really okay to be weird. Yeah. I think that's it. I like that. En as daar een ding is wat jy vir die 15-jarige Christia kan sê, wat sou dit wees, raad, wat jy vir 15-jarige Christia Visser kan gee, wat sal dit wees? This problem isn't as big as you think it is. Stop overthinking. Ek het nog een vraagie vir jou voordat ons klaar is. Yes, As jy 'n kry kan wees, watter kry sal dit wees en hoekom? Ons het hierdie gesprek in my familie gehad nou die dag. My hele familie het om 'n tafel gesit en ons het almal gegaan, if you were a spice, what would you be? Hoekom ons dit gedoen het, weet ek nie, maar ek is paprika. Okay, Want ek's 'n klein bietjie spicy, but you want me. Okay. You need me in your aardappelslaai. En ek is 'n garlic. Oh, I can totally see that. It's quite a, mens kan nie kos maak sonder garlicie. En nie net dit nie, of as jy van my hou, sal jy by my wees. As jy nie van my hou nie, dan bly jy weg van my af. Ja, oh, I love that. Ja. Ek sê mos altyd vir mense, hoorie, ek hoef nie kwaad te wees vir jou. Like, I can disagree with you, and you can do your life, and I can do my life, and we don't have to hold a grudge. Ja. Nee, dit is so. Dit is so. Christia, ek wil nog baie met jou praat, maar ons tyd, né? Ons wil nou nie ver mee kwaad maak nie. So wat ek vir jou So ek wil, wat jy praat van kos, kan ek jou gou een nog vra. Wat is jou vreemdste koskombinasie? Vreemdste? Ek het nie eintlik vreemde koskombinasies nie. Ek doen nie vreemde goed nie. Dit is vreemd nie, maar jy het altyd biltong. Ja, maar biltong en chutney spice, maar dis nie vreemd nie. Biltong en chutney, I mean it works, right? Ek weet, kyk, my probleem is ek eet eintlik alles. Ek het regtig nie, my ma kom van die seekant af en my pa kom van die Karoo kant af, so daar's regtig eintlik niks wat ek eet nie. Maar biltong is so waar. Christia, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy by Sing in Afrikaans was. Ja, ek wil ook net eers vir julle dankie sê. Dit was regtig baie fun. Ek doen nie eintlik hierdie live tipe goed nie, want dit stres my uit, maar hierdie was baie lekker geweest, so dankie daarvoor. En dankie ook dat julle ons kunstenaars beter wil leer ken. Ek dink baie van die mense vra altyd dieselfde tipe vrae. Hierdie was anders and I really love that. Guys, ek is op TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Christia Visser, dan is ek op Twitch as Fiery Thai, ek is ook 'n gamer, so ek stream, Dinsdae en Donderdag aande 8uur, check it out. En ja, ek share nou nie gereeld goed nie, ek dink ek moet seker 'n bietjie meer share, ek sal. Maar ek share altyd al my shows en al my nuwe dinge en 'n bietjie van my persoonlike lewe daar op sosiale media, so gaan check it out. En as ek vir julle kan los met een ding, is dit leef in die oomblik. Jy het net nou